Vriende, gaan u vra dat u maar net so sal sit, dat u hoofde sal buig en u hart sal stilmaak voor die Here. Miskien is daar 'n bepaalde gebedsversoek wat u aan die Here wil bekend maak. Die Bybel sê nog voor ons 'n woord uitspreek, dan weet hy daarvan. So u is baie welkom om vir 'n paar oomblikke nou met die Here te praat en dan sal ek ons begelei in gebed. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, u wat ons harte ken, weet dat ons elkeen vanmôre hier ingestap het met ons eie gedagtes, ons eie vrese, dinge waaroor ons opgewonde is, dinge waaroor ons teleurgesteld is. En die wonder van alles is, Here, dat nie een van ons vanmôre volmaak is nie, maar u die volmaakte God ons Vader mag noem, deur Jesus Christus ons Here. Ek bly in verwondering staan oor die gedagte dat die ewige God wat niks nodig het nie, neergebuig het na 'n helverdiende sondaar soos myself, en my uit die moddersluik van sonde kom trek het, my deur sy gees kom verseël het, en die belofte kom gee, die goeie werk wat ek in jou begin het, sal ek volëindig. Daarom, Here, is ons as Christene uniek, in die sin dat ons die ewige, ware, lewende God aanbid, die enigste een wat sulke beloftes kan maak, en wat nie heeltyd vra nie, maar gegee het. Soos die Bybel vir ons leer, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Here, dankie die dag toe u ons kom red het, het u vir ons ook gesê dat u Gees ons in staatsteller sal wees, wat ons sal lei in die volle waarheid. Here, ons kan u nooit beïndruk met ons werke nie. Ons beste werke is 'n verwerplike kleed voor u aangesig, maar in Christus en deur die krag van die Gees offer ons lewens aan u. En dit is vir u aanneemlik, dis 'n lieflike geur voor u aangesig. En daarom verheug ons en daarom verbly ons in u die God, wat op die troon van die hemel sit en van die aarde maak die voetbank van u voete. Here, ons hele godsdiens gaan nie oor wat kan ons kry by u nie. Hoe kan ons u arm draai om vir ons te doen wat ons vir u vra nie? Ons hele godsdiens en die wese en die kern van ons godsdiens gaan oor die verheerliking van God. Om hom te eer, om hom beter te leer ken, om hom te geniet, om ons te verbly in hom. Om ook hierdie wonderlike waarhede van sy woord beter te verstaan, sodat ons gelykvormig kan word aan die beeld van sy seun Jesus Christus. Dankie dat u ons deel gemaak het van so unieke, wonderlike godsdiens. Here, 'n voorreg wat u ons aangedoen het, dat ons nou kan bekend staan as kinders van die Skepper God. Die een wat gesê het, kyk, ek sal alles nuut kom maak. As ek vanmôre vir iemand gesê het, u het alles begin, in die boek Genesis, die Bybel sê vir ons in die boek Openbaring, dat u alles tot einde sal bring. Ons sien dit in hierdie wêreld. Ons hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Vanmôre is daar voorbeding gevra vir Kobus en Jenandi wat in daardie gevaarlike area hulle self bevind. En al wat ons kan doen is om te sê, Here, u het die begin aangekondig en die einde sal plaasvind op die dag, die uur en die oomblik soos u bepaal het. Daarom verheug ons en verbly ons dat ons ook vanmôre kan weet dat ons lewe is in u hand en dat u ons veilig sal bewaar tot daardie dag, dat u ons sal oproep na u heerlikheid om vir ewig by u te wees. Ons wil nie vanmôre nalat om te bid vir ons eie land en sy goddelose leiers nie. Al wat vir my troos, Here, is dat u konings aanstel en konings afstel en konings verwyder en leiers verwyder. Dis al wat vir my hoop en troos gee. As ek kyk na ons goddelose leiers, Here, en eintlik wêreldwyd. As 'n mens kyk wat in Amerika aangaan, die toonaangewende land in die wêreld, dan dink ons by onsself, hoe goddeloos en boos kan mense harte net nie wees nie. Daarom bid ons ook vir daardie leiers daar, in Europa en eintlik wêreldwyd, dat die leiers sal besef, 'n terugdraai na God is die antwoord. Want hy is die skepper, en ons kan in hom lewe en lewe in oorvloed geniet.
Vader, dankie vir ons samesyn vanmôre, dankie vir elkeen wat hier is, vir elkeen wat inskakel. Ons is nie een te veel of een te min nie. Die wat U beskikking bepaal het, is vanmôre hier en luister vanmôre. En daarom vra ek, Here, dat die woorde van my mond en die oordeenkinge van my hart welbehaaglik sal wees voor U aangesig, my Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader en ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Nou vriende, ons is ook dankbaar vir die musiekbegeleiding. Dit is nou 'n bietjie aanpassing vir ons. Maar ons is die Here dankbaar, daar's van die liedere wat ons maklik mee kan saamsing. Van die liedere is bietjie stadiger as normaalweg, soos Kalfyn nou dag vir my gesê het. Hy sê, pa, daai lied was almal vrek stadig geweest. Jy sukkel eintlik om by te hou so stadig. Maar die gedagte is maar net, ons kan let op die woorde en ons kan die Here verheerlik. Die lied wat ons so pas gesing het, dat die koms van die Here is naby. Kom ons rig ons harte na die heerlikheid en vra, Here, help ons om ons oë gefestig te hou op Jesus, die leidsman en voleinder van ons geloof. Nou ons volgende psalm is Psalm 52. Soos u weet, ek werk die reekse. Dan kan niemand vir my kwaad wees en sê, luister, jy het iets gehoor en toe preek jy Sondag vir my. Want iemand het by jou geskinder van my. Nee, al wat ek doen is, ek gaan van die een psalm na die volgende psalm, ek gaan van die een deel in Genesis na die volgende deel in Genesis. En vriende, as die woord van die Here tot u hart spreek, is dit nie ek nie. Ons gaan vanmôre 'n bietjie praat oor die doeg hier in Psalm 52 en wat Dawid beleef en ervaar het. En dank ek die Here ook, ons lewe nie meer in daardie tyd nie, want dan was ek ook miskien al lankal nie meer hier gewees nie. Ek dink ek sou uitgehaal geword het deur 'n hele paar mense wat reken dat ek miskien tereguit is met die waarheid van die woord. Maar as ons kyk na die Here Jesus se bediening, ons kyk na die apostels, ons kyk na die profete, was hulle altyd reguit, maar hulle was reguit in liefde. Liefde wys tereg. Die Bybel sê die liefde is bly saam met die waarheid. As jy vanmôre wil kyk of jy in die waarheid wandel, kyk of jy in liefde die waarheid met ander mense deurkommunikeer. As jy stil bly oor sonde in die lewe van jou mense, in die lewe van 'n gemeente, in die lewe van 'n familie of by die werksplek of waar ook al, is jy eintlik maar besig om kompromie aan te gaan en gee eintlik maar 'n hartseer getuienis van jou eie stand met God en jou eie lewe. En vanmôre gaan ons bietjie kyk na wat met Dawid gebeur het en ons gaan bietjie kyk na die tema die doeg in ons lewens. Wie se naam is Doeg? Wie het al gehoor van 'n doeg? Jy gaan verstaan die rede hoekom. Want hy was 'n goddelose en 'n bose man, gevul met die vyand se planne, en tog het God toegelaat wat gebeur het, en sy volmaakte plan is ook daardeur bereik. Kom ons lees saam Psalm 52, dis die volgende psalm, en ek hoop ons kan alles sien op die bord, lyk vir my amper so. Kom ons kyk, kom ons val weg. Vir die musiekleier, 'n onderwysing van Dawid, toe Doeg die Edomiet gekom het, en aan Saul te kenne gegee het en aan hom gesê het, Dawid het in die huis van Ahimelech ingegaan. Wat beroem jy jou in die kwaad, o geweldige? Die goedertierenheid van God duur die hele dag. Jou tong beraam onheil, soos 'n geslypte skeermes, o werker van bedrog. Jy hou meer van kwaad as van goed, van die leuen meer as om geregtigheid te spreek. Sela. Onthou jy wat beteken Sela? Ons moet nou 'n bietjie dink oor wat gesê is. Jy hou meer van kwaad as van goed, van die leuen meer as om geregtigheid te spreek. Jy hou net van woorde wat verslind, o bedrieglike tong. So sal God jou dan ook vir ewig omverwerp, jou wegruk en jou uit die tent uitsleep. Hy sal jou ontwortel uit die land van die lewendes, Sela. En die regverdiges sal dit sien en vrees, en hulle sal oor hom lag en sê, kyk, die man wat God nie tot sy toevlug gemaak het nie, maar vertrou het op die grootheid van sy rykdom, sterk was in sy begeerlikheid. Maar ek sal wees as 'n groen olyfboom in die huis van God. Ek vertrou op die goedertierenheid van God vir ewig en altyd. Vir ewig sal ek u loof, omdat u dit gedoen het, en ek sal u naam verwag, want die is goed in die teenwoordigheid van u gunsgenote.
Ons lees net tot sover saam met God se woord, 'n wonderlike psalm, wonderlike waarhede. Ons teks van oordenking vanmôre, Psalm 52 vers 4 en 5. Jou tong beraam onheil soos 'n geslypte skeermes, o werker van bedrog. Jou meer van kwaad as van goed, van die leuen meer as om geregtigheid te spreek. Sela. Die tema van vanmôre is die doogs in ons lewens en gemeentes. Ons kan ook sê die doog in die lewe van Dawid, in die lewe van my en jou, in die lewe van ons gemeentes. Nou vriende, ek wil die boodskap begin deur 'n vraag te vra. Wie van u het al gehoor van mevrou O'Leary of O'Leary? Weet nie hoe spreek dit presies uit nie. Wie het al van dit gehoor? Van die groot brand in Chicago in Amerika? Ja, meer van u het daarvan gehoor. Nou kom ek vertel u gou wat daar gebeur het. Hulle vertel, kom ons noem maar nou maar mevrou O'Leary. Hulle vertel dat sy die aand van die 8ste Oktober 1871 na die skuur gegaan het net langs haar huis om die koei te melk. Nou in daardie tyd, ek dink as daardie ou tannies jou hand geskit het, het hulle gevoel soos winnen. Hulle het jou goed gedruk, hulle het hard gewerk. En een van die dinge wat hulle gedoen het, en Ethel se maat altyd vertel hoe sy vroegoggende en laataande dan of laatmiddag dan ook die koei gemelk het op die plaas waar hulle gebly het. So hierdie mevrou O'Leary het gegaan en sy het hierdie koei gemelk die 8ste Oktober 1871. En tydens hierdie melk van hierdie koei, terwyl sy met die ou lanternetjie sit by hierdie koei en besig om die koei te melk, het daardie koei die lantern omgeskop. En daar het 'n vuur uitgebreek in die skuur. Sy kon hierdie vuur nie onder beheer gekry het nie en hulle vertel dat die winde op daardie stadium kwaai gewaai het in Chicago en in 3 dae se tyd. Daardie vuur het so begin woed, in 3 dae se tyd is daar 300 mense dood. 17,000 geboue het afgebrand en oor 100,000 mense was haweloos gelaat. 'n Vrou wat 'n koei gaan melk, die lantern word omgeskop, 'n vuur in die skuur wat plaasvind en al hierdie tragiese gebeure van 8 tot 10 Oktober, u kan gaan lees in die geskiedenisboeke van 1871, is dit een van die grootste rampe in die geskiedenis van Amerika wat plaasgevind het in 'n tydperk van 3 dae. Nou, hulle brandweer was seker maar soos ons brandweer deesdae is, jy bel hulle en jy bel weer en jy bel nog 'n keer en as die plek klaar afgebrand het, dan staan hulle in die pad, dan kyk hulle wat aangaan, dan ry hulle weer. En as u miskien dink ek is sinies, ons het dit self beleef met 'n brand wat in ons kompleks plaasgevind het so tyd terug. Maar hierdie hartseer verhaal wat ek gelees het en eintlik rampspoedige verhaal het my so laat dink aan vanmôre se boodskap. En u kan by jouself dink nou, hoe sal mevrou O'Leary se koeien, die lantern nou by vanmôre se boodskap pas? Kom ek lees gou vir u wat staan in Jakobus 3 vers 5. Daar staan net so is die tong ook 'n klein lid en beroem hom op groot dinge. Kyk hoe 'n groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand. En dan vers 6, die lantern, die koei, die skuur, die geskiedenis wat vir ons leer, daardie 17,000 geboue wat afgebrand het. Luister hoe die pragtige vergelyking deurkom. Die tong is 'n klein lid in ons liggaam, maar is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. Daarmee loof ons God en die Vader en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. My skat, ek is lief vir jou. Weet jy irriteer my grensloos. My maat, my gewaarsku teen jou. Uit dieselfde mond. Ek is lief vir jou, ek haat jou. Hierdie probleem is die probleem van die mens. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. En nou sê Jakobus, die halfbroer van Jesus vir ons. Dit, my broeders, my susters, gemeente, behoort nie so te wees nie. Nou vriende, as ons kyk na die tong, dan sien ons wêreldwyd is dit die mens se grootste, enkel grootste probleem.
U sien, gaan lees maar die geskiedenis vir uself en u sal sien dat honderde oorloë kon verhoed geword het. Honderde duisende huwelike gespaar gebly het en menigte gemeentes van skeuring gered geword het. Was dit nie vir die tong van die doogs wat in ons lewens, in ons gemeentes en in ons samelewing verwoesting saai nie? Vriende, daar is soveel mense wat net nie kan ophou praat nie. Dit lyk vir my hulle reken dat as hulle mond oopmaak, praat hulle met die wysheid in pag en hulle sê alles en hulle wil die laaste opinie lewer. Hulle las 'n klomp stertjies aan en hulle verwoes mense se lewens en vernietig mense se lewens, soos hierdie groot Chicago vuur ook dan in 1871. Nou Psalm 52 is 'n klassieke voorbeeld van 'n man wat sy tong nie in toom kon hou nie. Is kosbaar om te sien hoe God se woord vir ons prakties leer in ons alledaagse lewe. Ek het vir jou reeds gesê dat die boek Psalms die mees geleesde boek in die Bybel is onder kinders van die Here, omdat dit met ons praat in ons praktiese, daaglikse, alledaagse situasies. Psalm 52 is hierdie klassieke voorbeeld van 'n man met die naam van Doeg. En ons sien, vriende, dat sy tong deur die bose gedryf, geweldige hartseer en vernietiging gebring het, en later ook God se oordeel oor sy eie lewe. Nou as ons gaan kyk na Psalm 52, dan vra ons vir onsself die vraag af, nou waar oorskryf Dawid eintlik? Hy praat van 'n man met die naam van Doeg, waarna verwys hy? En as ons skrif met skrif vergelyk, dan sien ons dat Doeg in 1 Samuel 21 en 22 na vore kom. Kom ek gee vir 'n bietjie agtergrond. Altyd goed om 'n goeie storie te hoor. Nou hierdie agtergrond van hierdie gebeure en die skryf van die Psalm vind ons daar in 1 Samuel 21 en 22. U sal onthou dat Saul God teleurgestel het. Aanhoudend ongehoorsaam gewees het teenoor die Here. Nou wie kan gou vir my sê wie was Saul? Was die eerste koning van Israel, die koning van die mense. Die volk het gesê, ons soek ook 'n koning soos die ander volkere. En Samuel sê vir hulle, julle verruil God nou vir 'n menslike koning, en hulle sê, ons wil nie hoor nie, gee vir ons een. Hy sê, luister, hy gaan van julle kinders slawe maak, hy gaan julle landerye vat. Luister vriende, ons wil sê ons is 'n slim geslag. Ons wil sê die mens is geweldig slim en intellektueel. Ons doen soms die domste dinge. Ons besluit soms in 'n rigting wat ons baie hartseer en skade bring. So was dit ook in die volk Israel se lewe. Hulle verruil God vir koning, die Here gee vir hulle Saul. Saul in sy verwaandheid luister nie na die Here nie. En die Bybel sê vir ons dat die Here vir Samuel sê, gaan salf vir Dawid in sy plek as koning. Was Saul toe al dood? Nee, Saul lewe nog. Die Engelsman praat van he's alive and well. En hier kom Samuel eintlik in vrees en hy gaan salf vir Dawid as koning, en hier begin die probleme kom. Dawid, 'n man wat God liefhet, terwyl Saul maar homself liefhet en na sy eie belange omsien. Die Bybel sê vir ons dat in hierdie gedeelte in 1 Samuel 21 was Saul besig om Dawid te vervolg. Nou baie interessant is dat Dawid was Saul se skoonseun. Luister, ek wil nie so skoonpa hê nie. As jy so skoonpa het wat sê, luister, ek gaan daai ou uithaal. En as jy sien, hier kom 'n bakkie van voor, dan moet jy weet, jy moet hardloop vir die sypaadjie, want 'n skoonpa, hy gaan vir my uithaal. Dink net by jouself, Dawid het konstant onder hierdie vrees gelewe, dat sy eie skoonpa, Saul, hom wou vermoor. Dawid as loyale volgeling van Saul, as krygsman, as een wat Goliat oorwin het, is getrou aan die Here, is getrou aan Saul. Hy meen geen kwaad teen Saul nie, en ons sien dit telke maal in die Bybel, hoe hy Saul se lewe gespaar het, en tog word Saul deur die bose gedrywe om Dawid te vervolg. Dawid vlug. Dawid word 'n vlugteling, waar hy eens op 'n stadium 'n krygsman was in die weermag van Saul. En toe sing die vrouens, is alweer die vrouens. Toe sing hulle, Saul het sy duisende verslaan. Ek weet nie hoe die wysie geklink het nie. Maar Dawid sê 10.000, en Saul sê, dit sal die dag wees. Hy sal doodgaan. Hy sal sterwe. Niemand vat my roem nie. Niemand vat my eer nie. En daar begin Dawid vlug vir Saul. So jy het nou die prentjie, Saul die goddelose koning, Dawid die koning wat nou gesalf is in die plek van Saul. Hy vlug nou vir Saul omdat Saul hom wil doodmaak. En hy kom in die stad Nop aan, N-O-B, Nop.
Ek gaan vir die nou so 'n stukkie so uittrek sal lees daar uit 1 Samuel 21. Maar Dawid kom by hierdie stad aan. Dit het bekend gestaan as die priesterstad. Daar was 85 priesters in hierdie stad en op daardie stadium was die tabernakel en die ark van die verbond daar. Met ander woorde, hierdie kosbare plek van ontmoeting met die Here, hierdie tabernakel en ark van die verbond was daar gewees. Dawid wat God liefhet en wat ouer gewoonte na die priester gekom het om die Here te raadpleeg oor die pad vorentoe, kom by Ahimelech aan en hy vra vir Ahimelech om die Here vir hom te raadpleeg. 'n Doodgewone gebeurtenis in Dawid se lewe omdat Dawid die Here liefgehad het. Wat doen Ahimelech? Hy sien Dawid, die skoonseun van Saul, die krygsman, die man wat Goliat oorwin het, wat se lof besing word. En hy help vir Dawid soos hy ouer gewoonte gedoen het. En hy gee vir Dawid en sy manskappe van die toonbrood om te eet en die swaard van Goliat. En daar is Dawid op sy pad. Maar nou lees ons iets in 1 Samuel 21. Maar. Nou, ek ken mos die woordjie maar. Die meisie wat vir die ouetjie sê, ek hou baie van jou en jy is so oulik, maar. Dan weet hy, dis die trekpas wat hy nou gaan kry. OK, die gedagte, die maar. Nou met al hierdie gebeure, maar daar was 'n man uit die dienaars van Saul wat dieselfde dag opgesluit was voor die aangesig van die Here en sy naam was Doeg, die Edomiet, die opsigter oor die veewagters van Saul. Dawid ewe onskuldig, Ahimelech ewe onskuldig, hulle doen wat hulle gewoonlik doen, hy help Dawid soos hy gewoonlik help. Daar is geen gedagte dat hier enige boosheid plaasvind nie, maar die Bybel sê op daardie stadium met Doeg, dieselfde man waarvan Dawid nou in Psalm 52 skryf, was teenwoordig, hy het alles gesien en hy het alles gehoor. Dis die inleidende gedagte om vir u te sê waaroor Psalm 52 gaan. En die eerste punt wat ek vanmôre wil hanteer is, u sal sien dit gaan nou soos 'n verhaal afspeel en ek gaan by die klimaks uitkom op die einde om vir u te wys hoe die Doegs in ons lewe ook dikwels dieselfde skade berokken as in die lewe van Dawid, miskien nie in dieselfde mate nie, maar soortgelyke dinge doen om dan ook hierdie naam van hulle te probeer verhef en hulle self op die voorgrond te stel. So kom ons kyk in die eerste plek die Doeg en Dawid in ons lewens en gemeente. Ek lees vir u net weer Psalm 52 vers 1 en dan sal u weet van watter Doeg Dawid praat hierso. Daar staan vir die musiekleier onderwysing van Dawid toe Doeg, die Edomiet, gekom het en aan Saul te kenne gegee het en aan hom gesê, Dawid het in die huis van Ahimelech ingegaan. Vers 5, Doeg, jy hou meer van kwaad as van goed, van leuen meer as van geregtigheid, of om geregtigheid te spreek. Jy hou net van woorde wat verslind, o bedrieglike tong. Vriende, Dawid se opsomming van hierdie man is glad nie 'n aangename en ek wil amper sê 'n opsomming wat ons vir 'n kandidaat sal gee vir wie ons lief is of omgee of wil aanbeveel vir iemand nie. Hierdie paar verse spreek boekdele oor die man Doeg en sy gewoontes en sy optredes en sy hart en sy gesindheid. Ons het verlede week gekyk na die gedagte van wat ons moet bedink en ek het vir u gesê wat in ons hart is en waaroor ons dink kom gewoonlik uit in ons optrede. En so sien ons dit ook in die lewe van Doeg. Nou wie was hy gewees? Die Bybel sê vir ons dat hy nie 'n Israeliet was nie, maar 'n Edomiet. Wie was die Edomiete? Hulle was afstammelinge van Esau. En Esau was dan ook die broer van Jakob, 'n rebel, 'n man wat in opstand gekom het, wat sy eersgeboorte reg verkoop het vir 'n pot lensiesop, wat geen saak met die verbondsgod, die God van Abraham, Isak en Jakob gehad het nie. En hier kan die Bybel maar gaan lees, hulle was vyande van die Israeliete. Hulle was vyande van die uitverkore geslag van die Here gewees. Nou hoe het Doeg uitgekom by Ahimelech en hoe het hy uitgekom by die stad Nop? Die Bybel is baie duidelik daaroor dat hierdie man heel moontlik 'n Israeliese proseliet was. Nou wat is 'n proseliet? Dis iemand wat gewerf word vir jou godsdiens. Daar is vandag baie min kinders van God en daar's baie proseliete. Mense wat gewerf word vir 'n kerk of vir 'n organisasie, maar hulle verstaan nie God en hulle verstaan nie die waarheid van sy woord nie. En Doeg was so 'n man.
Hy was 'n Israeliese proseliet. Hy was ook aangestel as die hoof van Saul se veewagters. En luister, hy was 'n ryk man gewees. Nou kan ons by onsself dink, nou hoe sal 'n hoof van 'n veewagter 'n ryk man wees? Die Bybel sê vir ons, ek lees gou vir die Psalm 52 vers 9. Daar staan, kyk, die man wat God nie tot sy toevlug gemaak het nie, verwysende na Doeg, maar vertrou het op die grootheid van sy rykdom, sterk was in sy begeerlikheid. Nou vriend, hierdie man het heel moontlik sy fortuin of sy geld gemaak met sy gladde mond. Heel moontlik uit hierdie klomp vee van Saul homself verryk. Maar die Bybel sê vir ons baie duidelik dat hierdie man Doeg in die stad Nob was. Nie 'n Israeliet nie, 'n Edomiet gewees en hy het nie veel belang gehad by die volk Israel nie. Volgens die Joodse encyclopedia wat ek bietjie gaan lees het oor, was hy ook 'n welsprekende man. Hy was glad met die mond gewees. En ag, ons sien dit as ons na die politici oor die wêreld kyk. Nou nie in Suid-Afrika nie, moet asseblief nie dit nou in dieselfde asem lees nie. Want in ons land praat hulle van in the beninging. Nee, en in Amerika praat hulle nogal redelik glad en hulle kan nogal die goed sê en in Suid-Afrika as hulle sekere bedrae wil uitspreek, dan sukkel hulle bietjie om by die syfers uit te kom. Maar hoe dit ook al mag sê, ons wil nou nie afbreek maak aan ons geliefde presidente wat ons gehad het nie. Die hele groot gedagte is eenvoudig maar net. In die Joodse encyclopedia was hy 'n welsprekende man. En hy dikwels mense uitoorlê met sy woorde, met sy kennis en met sy praatvernuf. Soveel so dat hy 'n klompie studente gehad het wat hom gevolg het en eintlik so bietjie 'n entourage gehad het wat agter hom aangeloop het. So hierdie man Doeg was 'n figuur gewees. Dit was nogal 'n karakter gewees waarna ons kan kyk. Maar nou lees ons iets baie interessants. Ek hoop iets saam met my gesien. U kon nie, want ek het nie 1 Samuel 21 gelees nie. Maar in 1 Samuel 21 staan daar, maar daar was 'n man uit die dienaars van Saul wat dieselfde dag opgesluit was voor die aangesig van die Here en sy naam was Doeg, die Edomiet, die opsigter oor die veewagters van Saul. Ek het 'n bietjie gaan navorsing doen, waarom was hy opgesluit gewees? Wat was die rede gewees? En die kommentaarskrywers kan nie regtig 'n rede gee spesifiek nie. Hulle het maar so 'n bietjie daaroor gepraat en sekere voorstelle na vore gebring, sekere gedagtes deurgegee. Dis maar 'n Deuteronomium 29:29 gedagte. Dis 'n verborgde ding, maar wat baie die kommentaarskrywers sê en die Engels verduidelik dit vir ons beter. Die Engels praat van die opgesluit as detained. So hy was aangehou gewees en van die kommentaarskrywers reken dat hy was seremonieel onrein gewees toe hy 'n offer wou bring op die voorgeskrewe maniere. Jy weet mos hoe dit gewerk het. As jy offer wou bring en jy het aan 'n lijk gevat of daar het iets gebeur, moes jy vir 'n dag of 2 gewag het en dan kon jy die offer aan die Here gebring het. Ander reken weer dat daar miskien 'n swelsel aan sy liggaam was en as daar 'n swelsel kon dit melaats gewees het, moes hy 7 dae opgesluit gewees het dat die priester kon kyk na sy liggaam om hom rein te verklaar. En dan is daar ook so 1 of 2 wat reken dat hy 'n oortreding gepleeg het en vir 'n tyd lank dan opgesluit was. Ons het nie die antwoord daarvoor nie, maar die Bybel sê dat daardie man op daardie dag opgesluit was, toe Dawid by Ahimelech aangekom het. Nou wat gebeur hier ons vriende is dat Doeg alles hoor wat Dawid vir Ahimelech sê. Hy sien wat Ahimelech die priester doen vir Dawid en hierdie man sit in afwagting om dan ook hierdie storie te gaan oorvertel vir Saul. En nou kom Dawid en hy beskryf vir ons. Hy beskryf vir ons in hierdie eerste paar sinne in die Psalm 52 gedeelte. En hy praat hiervan dat Doeg 'n man was wat kwaad doen en nie goed nie. Dis 'n man wat meer lief was vir leuns as wat hy lief was vir geregtigheid. Sy woorde was woorde wat verslind, want u sien, toe Doeg uit Nob verhuis het, toe hy vrygelaat is of na sy seremoniële reinheid, na die offer gebring is, uitbeweeg het uit Nob, toe gaan hy direk na wie toe? Na Saul toe. Want hy soek aansien. Hy was haastig om die storie oor te vertel wat hy nou gesien het. Is ons nie baie keer ook haastig as ons van iets gehoor het? Yes, ek kan nie wag om hierdie storie oor te vertel nie. En dan as ons dit oor vertel, is daar so halwe antiklimaks wat mense
beleef dit nie so kwaai soos ons nie, en dan dik ons so 'n bietjie die storie aan, hè? Dan probeer ons 'n bietjie sensasie kry. Hy was haastig om die storie oor te vertel. Sy doel was nie om inligting oor te kommunikeer of deur te kommunikeer nie, maar om kwaad te stook. Sy storie was gevul met leuns en bedrog. En die ondertoon was gevul om persoonlike voordeel en aansien te verkry. Dis die man Doeg. En ons het hom sopas ontmoet. Gesien dis waaroor Dawid skryf in Psalm 52. Die man wat ons lees van in 1 Samuel 21 en 22. En hier kom die hartseer nou van die saak. Die gevolge van Doeg se woorde en dade. Nou vriende, as ons kyk na hierdie gebeure, hier kom Doeg by Saul aan. Hy sê, Saul, ek het ietsie om vir jou te vertel. En Saul sê, vertel, praat maar. Hy sê, ek het vir Dawid gesien. Dawid was by Ahimelech en wie wat het Ahimelech gedoen? Hy het van die heilige brood gevat en vir Dawid gegee. Kan jy glo dat hy God so onteer deur hierdie brood vir hom te gee? En toe gee hy nogal die swaard van Goliat vir Dawid. So asof hierdie swaard nie eintlik aan Dawid behoort het nie. Want sover ek weet, het Saul gesit en bewe en sy valstaan het op mekaar geslaan toe hy daar in sy tent sit en hy hoor hoe laster Goliat die God van Israel. Dis Dawid wat opgestaan het en met die slingervel gegaan het en hy het Goliat oorwin en hy het Goliat se hoof afgekap met sy swaard. En volgens die antieke tye moes daai swaard eintlik syne gewees het. Maar hoe dit ook al mag sy, Doeg vertel hierdie storie met baie smaak oor en wat gebeur? Is Saul tevrede? Sy man, maak vir ons tee dat ons kan drink en dat ons kan bly wees dat Ahimelech God geraadpleeg het vir Dawid. Die Bybel sê Saul was gevul met hierdie absolute haat en boosheid. Ek lees vir julle 'n paar verse oor wat nou gebeur. 1 Samuel 22 vers 11. Toe stuur die koning om Ahimelech, die seun van Ahitub, die priester met sy hele familie, die priesters wat in Nob was, te roep. En hulle het almal na die koning gekom. Doeg het klaar sy storie oor vertel, nou roep Saul al hierdie mense na hom toe. En Saul het gesê, luister tog, seun van Ahitub. Toe antwoord hy, hier is ek, my Heer. Kyk die gesindheid van Saul, kyk die gesindheid van die priester. Hier is ek, my Heer. En Saul sê vir hom, waarom het julle teen my saam gesweer, jy en die seun van Isai, dit is nou Dawid, deurdat jy vir hom brood en 'n swaard gegee het en God vir hom geraadpleeg het, sodat hy hom as iemand wat my voorlê teen my sou versit, soos vandag die geval is? Dis Saul se gevolgtrekking waarby hy uitkom nadat Doeg vir hom hierdie nuus gegee het. Toe antwoord Ahimelech, die priester, die koning en sê, maar wie is onder al u dienaars so getrou soos Dawid, wat skoonseun van die koning is en aangesluit het by u leiwag en gereed is in u huis? Het ek vandag vir die eerste keer God vir hom geraadpleeg? Dit is ver van my, die koning moet nie op sy dienaar, op my hele familie iets lê, want u dienaar het van hierdie hele saak, klein of groot, niks geweet nie. Maar die koning sê, Ahimelech, jy moet sekerlik sterwe, jy en jou hele familie. Kan jy glo? Saul op hierdie stadium is sy hart so verhard teenoor die Here, sy hart is so verhard teenoor die priesters van God, dat hy later die heks van Endor geraadpleeg het, jy onthou u? Kan nie agterkom hoe ver verval jy, as jy godsdiens in jou lewe het, maar jy het nie God in jou lewe nie? Saul die toonbeeld van 'n koning, wat goed begin het en baie swak geëindig het. Hierdie man Saul kom en hy gee opdrag aan sy soldate en hy sê, maak al hierdie priesters dood met hulle families. En wat sê hierdie soldate vir Saul? Ons sal dit nie doen nie. Ons sal nie ons hand slaan aan die gesalfdes van God nie. Ons sal dit nie doen nie. En die Bybel is baie duidelik daaroor, vriende, dat hierdie man Doeg daar gestaan het, en ek dink amper so, as ek myself in die prentjie moet sit, het hy vir Saul gewys. Vra my. Ek is dan immers die man wat die storie vir jou kom oorvertel het. Dis ek wat hierdie verraad van Dawid aan jou bekend kom maak het. En Saul sê vir Doeg, val aan. Doeg,
vermoor 85 priesters. Maak hulle dood met die skerpte van die swaard. Die Bybel sê vir ons, hy het hierdie 85 priesters vermoor. Hy het die vroue, die kinders, die babas doodgemaak, die beeste, die vee, die esels, en die Bybel sê ook die priesterstad Nob het hy met die skerpte van die swaard verslaan, man sowel as vrou, kind sowel as suigeling, ook die beeste en die esels en die skape met die skerpte van die swaard. Wat vir my getref het in hierdie gedeelte is dat nie een van die soldate het iets gedoen omtrent dit nie. Hier kom hierdie Edomiet en hy vertoon eintlik sy haat teenoor die Israeliete, en Saul, die koning van Israel, kyk na hierdie saak. En Saul sê niks en die soldate sien niks en die priesters van God sterwe. En hierdie man Doeg, vriende, of Doeg, vermoor hierdie klomp mense voor die voet. Priesters, vroue, kinders, babas, vee, en hy vernietig hierdie stad en niemand staan op om te keer nie. En ek het daaraan gedink, terwyl ek miskien vanmôre oor hierdie Doeg praat, is daar miskien 'n persoon in jou lewe wat jy nou aan dink, wat miskien soveel skade en hartseer en pyn, miskien nie in dieselfde mate nie, maar iemand wat in jou lewe soveel hartseer al gebring het. Miskien by jou werksplek. Miskien is jy iemand wat jou werk getrou doen. Jy's betyds, jy's beleefd, jy's behulpsaam om eendag ingeroep te word by die werk om dinge te hoor van jou wat jou stom slaan. En jy kom later agter dat een van jou vertrouelinge het na die eienaar of na die baas of wie ook al gegaan en vir hom vertel van jou en baie stories oor jou vertel, en ewe skielik is jy in die kollig en jy staan die kans om jou werk te verloor en jy stap daar uit en jy dink by jouself, hoe kon hierdie persoon so met my gemaak het? Die Doegs in ons lewe wat daarop uit is om ons reputasie skade aan te doen, om ons lewens te vernietig, hulle sou ons eerder op die straat sien sit en vergaan van die honger as om die son oor ons kop te laat skyn. Miskien in jou familie is daar 'n Doeg vanmôre. Julle het nog lekker saam gebraai en gekuier en gesels oor alles en nog meer. En later die aand of die volgende dag toe kry jy oproep. En hulle het jou so sleg gesê dat die see jou nie kan afwas nie. En hulle maak jou lewe tot vanmôre toe vir jou ongemaklik. Hulle maak 'n punt daarvan om jou uit te haal, om jou naam deur die modder te sleep. Ek moet vir u sê, in my lewe het ek nie net een Doeg nie. Oor 28 jaar kan ek terugkyk na hoeveel mense wat skouer aan skouer met my geloop het, wat in my huis gekom het, saam met my geëet het, saam met my gekuier het, wat my lof besing het, wat my gesê het, Gerard, jy is die beste prediker wat ons in ons lewe nog ontmoet het. Ons is so lief vir jou en jou familie, julle is soos ons familie, om maar later om te draai. En jou naam en jou reputasie met leuns en met allerhande boosheid te probeer deur die modder sleep. Dis gewoonlik, vriende, mense wat ons vertrou. Ek noem hulle die lidmate, ek noem hulle die mense made in China. Hulle is net vir 'n tyd lank, soos dit hulle pas. Is hulle vriendelik, beleefd, praat hulle met jou mooi. Maar as dinge hulle nie pas nie, dan sien jy die werklikheid, dan sien jy eintlik dat daar in die hart nooit iets plaasgevind het wat blywend is, wat goddelik is en wat voortgaan in die lewe nie. Dis mense wat altyd besig is om vir een of ander rede hulle eie naam te probeer bevorder. Hulle glo hulle die laaste sê. Hulle vertel met smaakstories oor wat eintlik van alle waarheid ontbloot is. Ek het op 'n stadium met mense gepraat en hulle het vir ons eintlik vir my vrou 'n boodskap gespeel wat mense vir hulle gestuur het. En die boodskap was 'n klomp leuns en 'n klomp boosheid. En my vrou kom by die huis aan, sy sê, hoe kan mense so iets doen? Toe sê ek, is eintlik maklik. Die Doeg van 1 Samuel 21 en 22. Die man waarvan Dawid skryf in Psalm 52 is alive and well in die kerk van ons Here Jesus Christus. In ons huisgesinne, by ons werksplekke, in ons gemeenskap. Ek onthou as 'n jong man, 'n predikant, sover ek onthou, het hy uit die bediening gegaan na hierdie sage.
Nou 'n predikant in daardie tyd toe ek jong man was nie soos vandag nie. Vandag kan 'n predikant 'n homoseksueel wees met sy weet nie of dit 'n dame of 'n man of 'n oets of 'n iets is nie. Ek weet nie. Maar hulle kan vandag in die bediening staan. Vandag kan jy rook en drink en hoereer, jy word vir 6 maande afgesit, dan kan jy 'n volgende gemeente vat. Maar jare terug, toe ek 'n jong man was, toe hoor ek van hierdie predikant, wat in 'n sekere gemeente was, en 'n tannie het in die gemeente die storie begin versprei, dat sy die dominee gesien rook het, terwyl hy in sy kar sit. En sy het hierdie storie met smaak oorvertel aan ander mense, want sy het nie baie van die bepaalde predikant gehou nie. En sy vertel vir almal, sy het hom gesien rook, en mense het begin praat, ons dominee wil vir ons preek, maar hy sit en rook in sy eie kar. En later het hierdie saak 'n groot ding in die gemeente geword, sover ek weet, soveel so dat hy uit die gemeente uit is, om maar later te hoor dat dit maar eintlik 'n potlood was in sy mond. En hy was besig om aantekeninge te maak, en op daardie stadium was die potlood in sy mond, hy het iets gedoen, ek weet nie of hy iets omgeblaai het of wat ook al nie, en dat hy glad nie 'n man is wat 'n roker is nie. Maar met smaak vertel ons storie oor. Het jy gehoor wat het daai ou gedoen? Het jy gehoor, weet jy wat het ou Winnen gedoen? En het jy gehoor wat het Jan gedoen? Kom ek vertel julle. Maar niemand gaan na Jan of na Winnen om te hoor, is dit werklik wat gebeur het nie? Is dit nie maar die doelgesindheid wat in ons dag en in ons tyd besig is om verwoesting te saai nie? Almal praat stories van almal en niemand kom uit by die persoon homself met hom te praat nie. Dis die probleem in die kerk van ons Here Jesus. En wat vir my skokkend was in die voorbereiding van my boodskap, ons glo altyd eers die storie van ander mense. Waarom is dit so? In my bediening het ek dit geleer. As iemand na my toe kom en hy sê vir my, ek wil gou vir jou vertel van Koos of Piet of Jan, dan sê ek, luister, wow. Partykeer sit hulle sommer so oorkant my in my studeerkamer, dan bel ek gou vir Koos. Dan vra ek as jy by die huis. Dan sit hierdie ou oorkant my met sy oë so. Dan sê ek, hy is by die huis, klim gou in die kar, dan praat ons gou met hom oor die storie wat jy nou net vir my vertel het. En glo my gemeente is ewe skielik, raak die storie stiller. Waarom? Want u sien, die doelgesindheid is juis soos die Bybel sê, mense wat nie die waarheid lief het nie, maar die leuen. Hulle sal poog om mense se lewens te vernietig. Ek onthou so, en ek wil nie te veel praat uit illustrasies uit my eie lewe nie, maar nadat ek, kan ek die Engels gebruik, gefire is by my vorige kerk, deur die verleentheid moes gaan van 'n verhoor, omdat ek lief is vir die waarheid. Toe ek vir hierdie voorsitter vra, luister, wat moet ek vir my gemeente sê, het hy met smaak so gaan staan en vir my gesê, luister, jy het nie meer 'n gemeente nie. En 'n paar dae later toe Berea Christen gemeente op die been gekom het jy een na die ander haatstorie gehoor wat versprei is. Tot op hierdie dag wat ons hier saamkom. En ek het eendag vir 'n vrou wat spesifiek my gekontak het en vir my gesê het, Gerard, ons is so lief vir jou. Ons is so lief vir jou vrou, ons is so hartseer wat gebeur het, om maar net so 30 40 minute later te hoor van my gemeentelede dat sy my naam probeer swart smeer en sê ek is 'n valse leraar. Toe stuur ek vir haar hierdie boodskap en ek sê vir haar, weet jy wat, ek het nou nie vir haar gesê doeg nie. Sy sou dit miskien nie eens verstaan het nie. Maar ek het vir haar gesê, die probleem met ons dag en tyd, ons wil graag sien hoe mense ondergaan. Ons wil graag sien hoe mense se lewens vernietig en verwoes word, terwyl ons bely, ons is kinders van die Here. Daarom vra ek vir jou, wie is die doeg in jou lewe vanmôre? En ek hoop nie vanmôre jy's die doeg in ander mense se lewens nie. Mag ons die Here vra vir genade, want u sien die Bybel is baie duidelik daaroor, dat daar een van hierdie seuns ontvlug het, of een van die priesters se seuns, hulle vertel vir Dawid in 1 Samuel 22:20, maar een van die seuns van Ahimelech, die seun van Ahitub, het vrygeraak, en sy naam was Abjatar. Hy het agter Dawid aangevlug, vir Dawid die hele storie vertel, en dis waar Psalm 52 vandaan kom. Het u onthou wat ek vir u gesê het so tyd terug, dat hierdie psalms was gesing? Dis eintlik liedere hierdie. Ek wonder of die wysie 'n wysie van weemoed was, van hartseer, oor hierdie man Doeg, wat met sy leenagtige tong gegaan het, om mense se lewens te vernietig en te verwoes. Vriende, my en jou taak is nie om ander mense te verwoes en te vernietig nie. My en jou roeping en taak is, om in die liefde van Christus die evangelie te verkondig, waar nodig sonde aan te spreek,
as sonde gestraf moet word om dit te doen. Maar altyd met die gesindheid, Here, ook ek is maar net 'n nietige skepsel in die hande van die Skepper. Die Here sê in Spreuke 18:21, dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Hierdie is nou nie die Pinksterverklaring van ek spreek lewe oor my beursie, en dan maak ek hom oop en dan hardloop die R200 note so uit, en weet ek spreek lewe oor my motorhuis, en dan staan daar môre 'n Porsche of 'n Ferrari, en al hierdie belaglikhede nie. Nee, hierdie gedagte is eenvoudig, vriende, baie duidelik, dat ons woorde bring skade, of ons woorde bring vreugde vir mense. In jou huis, in jou familie, by jou werksplek. En ek vra jou dat jy nie kwaad met kwaad sal vergeld wanneer dit met jou gebeur nie. Want dit bring my by die laaste gedagte, en dit gaan nie lank wees nie, maar ek moet aan my afsluit, want u sien, die Here het altyd die laaste sê. Ons kyk baie keer na die kwaad wat mense aan ons doen, en ons sê vir die Here, Here, waarom het u dit toegelaat? Ek verdien beter. Is dit so? Spurgeon het gesê, as mense hom beter geken het, het hulle baie meer gehad om oor te praat. Dink aan jou eie lewe. Voor jy 'n eiertjie wil hê oor die volgende een se lewe, voor jy 'n ander een se reputasie wil skade doen, voordat jy 'n ander persoon se lewe probeer vernietig en sy ondergang wil verseker, dink mooi aan. Is ek 'n kind van God? Is ek lief vir die Here? Want hoor wat staan in Psalm 52 vers 3. In die Engels is dit vers 5. Jy sal sien dat die verse verskil in die Afrikaanse en die Engelse vertaling, juis omdat hulle dit net anders nommer. Psalm 52 vers 3, wat beroem jy jou in die kwaad, o geweldige, die goedertierenheid van God duur die hele dag. Dawid sê ten spyte van die hartseer wat ek beleef het, die nuus wat ek gehoor het van Abjatar, bly ek my in die goedertierenheid van God verheug. Vers 7, so sal God jou dan ook vir ewig omverwerp doeg. God sal jou wegruk en jou uit die tent uitsleep, ja, hy sal jou ontwortel uit die land van die lewendes. Die engel sê in hierdie vers, hy sê, but God will break you down forever. He will snatch and tear you from your tent. He will uproot you from the land of the living. Maar aan die ander kant skryf Dawid en hy sê, en die regverdige sal dit sien en vrees, en hulle sal oor hom lag en sê, kyk, die man wat God nie tot sy toevlug gemaak het nie, maar vertrou op die grootheid van sy rykdom, sterk was in sy begeerlikheid. Maar ek sal wees soos 'n groen olyfboom in die huis van God, en ek vertrou op die goedertierenheid van God vir ewig en altyd. Vir ewig sal ek u loof, omdat u dit gedoen het. Ek sal u naam verwag, want die is goed in die teenwoordigheid van u gunsgenote. Toe ek vanmôre begin het met die boodskap, het almal geweet wie Dawid is. Niemand het geweet wie Doeg is nie. Ek het vir u gevra, hoeveel kinders se name is daar wat Doeg is, en u kon nie aan een gedink het nie, maar as ek vanmôre vra, wie weet van 'n Dawid in hulle familie, of sy name self, miskien 'n tweede of 'n derde naam, is daar miljoene, derduisende, wat Dawid genoem word. Waarom? Want die Here het hierdie groen olyfboom van hom. God het sy uitverkorene, God het sy gesalfde in stand gehou, ten spyte van Doeg se opstand teenoor Dawid. Want as jy die geskiedenis gaan lees, het Doeg eintlik 'n fete met Dawid gehad. Gaan lees bietjie die geskiedenis en jy sal agterkom dat Doeg eintlik 'n probleem met Dawid gehad het, en hierdie hele optrede van hom was 'n beplande optrede om Dawid se naam sleg te maak voor Saul, en dan hierdie volk op te maak teenoor die gesalfde van God. So sy bose plan was eintlik teen God gerig. Hoor gou? Soos elke Doeg in ons dag en uur se plan teen God gerig is. Dink u as mense van die predikant sleg praat, dat hulle oor hom met hom 'n probleem het? Nee. Hulle het 'n probleem met sy bediening. Hulle het 'n probleem met die God aan wie hy behoort. As mense jou wil sink in jou lewe, dink hulle het 'n probleem met jou per se? Nee. Dit gaan oor om jou te vernietig. Hulle doen die werk van hulle vader, die duiwel. En daarom is het belangrik dat ons vanmôre sal sien dat ons nie in dieselfde patroon sal verval om mense se lewens te vernietig nie. Vriende, mense gaan oor ons praat, dit is verseker. Mense gaan poog om ons lewens te vernietig, dit is verseker. Maar Dawid sê, ek neem my toevlug na die Here.
Dawid het 'n benoudheid in sy siel gehad en hy sê, Here, in hierdie benoudheid vlug ek na U. Hoor wat staan in Psalm 62 vers 5. Ja, hulle hou raad om hom van sy hoogte af te stoot. Hulle het behaag in leuns, met hulle mond seën hulle, maar in hulle binneste vloek hulle. Wees net maar stil tot God, my siel, want van hom is my verwagting. Die kere wanneer my vrou uit haar hart huil en vir my sê, kan mense so wreed wees? Dat ek haar hier op my skouer huil en vir haar sê, my skat, kom ons wees stil en ons verwag God in hierdie tyd. Ek is nie daarom om voor te skryf nie. Ek is nie daarom vir hom raad te gee nie. Miskien sit u vanmôre met stryd in u lewe. Miskien dink u aan iemand in u lewe vanmôre wat u lewe vir u, kan ek maar die uitspraak maak, 'n spreekwoordelike hel maak. Die doeg in jou lewe vanmôre wat jou lewe vir jou so onsmaaklik maak, dat jy vanmôre sê, ek is net lus om op te gee. Ek is moeg en ek is moedeloos. Dan wil ek vanmôre vir jou sê, wees maar net stil tot God, my siel. Want van hom is my verwagting. Sekerlik, hy is my rots en my heil, my rotsvesting, ek sal nie wankel nie. By God is my heil en my eer, die rots van my sterkte, my toevlug is in God. Onthou, hulle het gepraat van manne soos Martin Luther, van Johannes Calvin, die apostels het gelei onder die tong van mense. Paulus deur die Korintiër gemeentes vervloek. Getrou aan die Here het hulle gebly om die werk te doen en hulle God te verheerlik. Nou wil u seker weet wat het van Doeg geword het. Ek gaan vir u sê, Deuteronomium 29:29. Die Joodse encyclopedia praat van, hulle noem so 2-3 gevalle. Hulle praat van dat Dawid hom heel moontlik doodgemaak het, nie lank na hierdie gebeure nie. Hy was maar 34 jaar oud toe Doeg gesterf het. Daarvan is hulle seker. En dan die ander gedagte wat hulle deurgegee het, dat hierdie man op 'n stadium op 34-jarige ouderdom sy verstand verloor het. Hy het mal geword. En sy eie studente, vir wie hy met hierdie geweldige oratorskap ooreed het om hom te volg, het hom vermoor. Ons weet nie veel van Doeg nie, maar van die man Dawid lees ons male sonder taal, en ons sê selfs vandag, dat ons wil graag sy voorbeeld volg, soos hy die Here gedien het. Ons dank die Here vir die sonde wat hy bely en laat staan het. Ons dank die Here vir die getuienis en die nalatenskap in die psalms. Mag u en ek 'n Dawid wees aan die einde van ons lewe, en nie 'n Doeg wat by die begrafnis 'n applous kry van mense en sê, ons is bly, ons is ontslae van hierdie booswig nie. Ek pleit by u, en ek pleit by die Here vir my eie hart, dat ons 'n Dawid sal wees wat hierdie saak aan die Here sal oorlaat, en vir die Here sal vra om genade. Die Doeg en Dawid in ons lewens en gemeentes, u en ek weet wie hulle is. Die gevolge van hulle woorde en dade is baie keer hartseer, pynvol, langdurig. Dit is dinge wat ons soms moeg en moedeloos maak. Maar onthou die Here die laaste sê. Daarom die vers wat ek vir my seuns geleer het, vandat hulle skaars kon loop, en hulle almal sal dit vir jou kan quoteer. Vertrou op die Here met jou hele hart. Steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, en hy sal jou paaie gelyk maak. Hoor gou, dis wonderlik om die Here te dien. Is ek dankbaar ek staan in diens van die Here? Ja, verseker. Sal ek dit weer doen? Ek weet nie. Maar die Here wat my geroep het is getrou, hy sal my daardeur dra. Mag die Here my en jou genade gee, want u en ek beleef almal hierdie goed. Mag ons nie kwaad met kwaad vergeld nie, maar mag ons in die liefde van die Here optree. En soos Dawid ons weg aan die Here oorlaat, wat ons weet hy die laaste sê, ook in elke saak. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir u getrouheid, dankie vir u liefde en genade oor ons. Ons bid dat ons ook sal leer uit hierdie hartseer verhaal van 'n Doeg. Dat ons nie met smaak 'n storie sal oorvertel om ander se ondergang te verseker nie. Om ander se ondergang te beplan of te bewerk nie. Help ons om eerbaar, opreg getrou te wees. Help ons om eerder te praat met die persoon wat miskien vir ons 'n steen des aanstoots is.
Help ons om die weg van Christus te bewandel en eer te bring op sy naam. Maar bo alles help ons om te volhard in die geloof, dat ons nie moedeloos sal raak nie, want U laat sekere dinge toe in ons lewens. Somstyds verstaan ons op daardie oomblik nie die gebeure nie, ons verstaan nie die situasie nie, ons verstaan nie hoe mense vir jou vandag sis kan sê en môre totaal anders te kan optree nie. Ons verstaan dit nie. Maar ons verbly U, ons verbly ons in U, die God van die hemel en aarde, wat vir ons sê, ek sal jou nie begewe en ek sal jou nie verlaat nie. Ek is jou rots en jou bergvesting, die God op wie ek kan vertrou. Here, help vir ons dat ons, waar ons verkeerd gedoen het, sal regmaak. Help vir ons as ons met bitterheid sit, dat ons dit sal bely en laat staan. Help vir ons om te besef, ons is maar net sondaars uit genade gered. In hierdie pad van heiligmaking, om verander te word na die beeld van ons Here Jesus. En somtyds is dit 'n seerpad. Dit is 'n pad van uitdagings, 'n hartseerpad. 'n Pad van ontnugtering. Maar 'n wonderlike pad. En die apostel Paulus sluit sy bediening af en hy sê, met al die hartseer wat hy beleef het, al die kwaad wat teen hom gepraat is, sê hy, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê hierdie kroon van geregtigheid, wat die Here sal gee, nie net aan my nie, maar aan elkeen wat sy verskyning liefgehad het. Vader, ons verheerlik U naam. Ons eer U vir U seun. En ons dank U vir die kragvolle werking van U Gees. Amen.